Dit is nie wat 1 Korintiërs 14 vir ons sê nie. As jou kerk hierdie doen, is hulle buite die wil van die Here. Ons moet vandag gesels oor 'n baie kontroversiële onderwerp en dit is natuurlik praat in tale. So, na ons vorige video het daar baie mense kommentaar gelewer sê ek verstaan nie praat in tale nie. Jy moet dit self ondervind om met kommentaar op te kan lewe, alles van dit. So ek het net gedink ons maak 'n lekker video hieroor. Ek gaan probeer om nie oor 30 minute te gaan nie. Ek gaan dit in 5 dele opbreek sodat jy presies kan kyk en luister na die dele wat vir jou dalk die meeste uitstaan, die belangrikste is. Maar ek dink dit is belangrik dat ons praat hier oor hierdie is 'n groot ding waar baie mense stry en beklei en allerlei redenasies het, maar op die einde van die dag moet ons vir onsself vra, is hierdie wat die woord van God vir ons leer? Ons opinies, alles wat ons dink moet van die woord van God afkom. Maak nie saak wat jy geleer is nie, maak nie saak hoe jy groot gemaak is nie, maak nie saak of 'n pastoor al vir die laaste 30 jaar iets geleer het nie. Die vraag is, wat sê die woord van God? En dis op die einde van waar ons opinies moet kry. Want ons moet baie versigtig wees met hierdie onderwerp, is ons kan nie staat maak op ons ondervinding nie. Geen ondervinding gebonde argument wat jy het is geldig nie. As jy sê jy was in 'n kerk waar daar 5000 ouens in tale gepraat het en hulle het rondgeval en hulle was genees, dit tel nie as 'n ondervinding vir die argument, is tale bedoel vir vandag nie, is tale soos wat dit gepraat word. Vandag is dit waarvan die Bybel praat as dit praat van tale. Dis al die tipe goeders wat ons vir ons self moet vra. Kom ek sê net vir julle ook, ek dink mense moet besef dat wanneer jy enigiemand lering gee oor die Bybel, sê die Bybel, false teachers will undergo greater condemnation. Met ander woorde, as ek hier vandag vir julle klomp nonsens vertel, dan gaan ek onder oordeel geplaas word. En so ook, mense wat die ander posisie van tale het, wat julle vir mense gaan leer, moet julle seker maak is reg, want die Bybel sê vir ons dat ons gaan strenger geoordeel word. Nou, kom ek sê vir julle net so, as jy 'n oortuiging het in jou hart, oor enigiets, maak nie, dit kan nou wees oor alkohol, dit kan nou wees oor rook, dit kan nou wees oor enigiets, en jy glo dit is wat die Bybel vir ons sê, en dit is wat jy glo die Here vir ons sê, dan volg jy dit met alles in jou. Verstaan, jy kan nie halfhartig in dit ingaan nie, en is of hoe die charismatiese kerk en die Pinksterkerke tale verstaan is reg en ons almal moet dit so probeer doen, of dit is vals en ons moet dit reject en ons moet dit kan uitwys. So die punt is, daar's nie 'n middelweg met hierdie nie. Dit is of soos wat hulle dit verstaan is dit bedoel vir vandag of dit is nie. En ek gaan vir julle duidelike riglyne gee wat die skrif sê. Kom ons gaan net gou eers, het ek gister 'n poll uitgebring. En ek het gevra, wat dink mense van tale? Ons het 130 mense gekry wat gereageer het. So ek het hier, een opsie was 'n bonatuurlike taal van die Heilige Gees wat onverstaanbaar is. 10% van julle het gesê, dis wat praat in tale is. Dan het daar 54% gesê, dis 'n ware taal, wat gebruik is soos in Handelinge 2. 'n persoonlike gebedstaal tot God, wat nie verstaanbaar is nie, en dan die gawe gebeur nie meer vandag nie. So daar kan julle sien, die persentasies, minste van die ouens het gesê, dit gebeur nie meer vandag nie, meeste van die ouens het gesê, dis 'n waarlike menslike taal, soos in Handelinge 2. Nou kom ek sê, ek dink is nog steeds goed, kyk hierdie tot die einde, ek gaan vir julle klomp Bybel gee, ek gaan vir julle sê, wat sê die woord van God, ons gaan bietjie gaan kyk na die geskiedenis, en dan kom jy tot jou eie oortuiging. Maar weer eens, ek wil nie noodwendig jou oortuig van my siening nie, ek probeer net vir jou sê, hierdie is hoe ek die Bybel sien, hierdie is wat ek dink die woord leer hiervan, en dit is waarvan ek oortuig is wat die skrif vir ons leer. Maar hierdie is 'n belangrike onderwerp, want ek dink mense is mislei oor hierdie onderwerp, en ek wil ten minste net vir julle die feite op, wel ek sê nou papier, dis nie papier, maar op 'n skerm vir julle gee, en dan kan julle self tot jou oortuiging kom. So, kom ons gaan net gou eers, ek gaan net eers begin met 'n paar definisies, en 'n paar goeders dat jy presies verstaan waarvan ons hier praat. So as ons gaan kyk in die Bybel, hoofsaaklik, die skrifgedeeltes wat hieroor praat, is in Handelinge 2, dan is daar ander plekke in Handelinge wat ons dit sien as 'n voorbeeld waar daar in tale gepraat word, maar in Handelinge 2 is dit die uitstorting van die Heilige Gees en Pinkster, en dit is die hoofplek waar ons kan gaan van hoe hierdie begin het. Wat was die oorspronklike praat in tale? En ek dink dit is 'n baie belangrike punt om te besef, wat sê Handelinge 2 vir ons. Dan is daar 1 Korintiërs 12 is waar die gawes van die Heilige Gees gegee word, daar word tale genoem, en dan in 1 Korintiërs 14 het ons die reëls wat om te volg van hoe om tale te gebruik. Alright. So dit is die hoofdele wat jy moet gaan en gaan bestudeer as jy hierdie onderwerp wil verstaan. Kom ek sê vir julle so, dit is nie dat ek dink ek het hierdie onderwerp 100% onder die knie nie. Ek deel met vir julle hoe ek dit sien, wat ek sien in skrif, in geskiedenis, en dit is my hart met hierdie. Jy moet tot jou eie oortuiging kom. Maar as ons gaan kyk, twee hoofwoorde waarvoor ons moet sensitief wees, is die een woord wat hulle sal gebruik vir praat in tale is glossa, of dan nou glossolalia,
en die ander een is Diakletos. So Diakletos is duidelik, dit is albei van hierdie kom voor in Handelinge 2. So as jy hier jou e-sword gaan oopmaak, sê byvoorbeeld sê in Handelinge 2 vers 4, daai tongues daar is glossa, en glossa is net 'n vertaling van soos die anatomiese tong wat jy het, dis een deel daarvan, maar wanneer die lalia bykom, dan beteken dit so speaking in tongues. En dit kan verwys na 'n menslike tale, dit kan verwys na soos 'n fisiese taal, Afrikaans, Hebreëus, wat ook al. Dan die ander wat nog meer duidelik is language, wat jy sal sien hierso in Handelinge 2 vers 6, waar die Griekse woord diakletos gebruik word. So hierdie is 'n known language, hierdie is soos 'n taal wat gepraat word. Nou daar is dele in hierdie hoofstukke en so waar die woord unknown language gebruik word, maar dit is nie net omdat die woord diakletos of glossolalia gebruik word, nou kan jy eweslik sê, hoe hierdie praat definitief van 'n vreemde taal of nie. Verstaan, so dis net wat ek vir julle probeer sê. Hierdie is die twee verskillende woorde wat gebruik word en diakletos is die een wat meer voorkom. En dit is een wat verwys na 'n letterlike taal, 'n taal wat almal kan verstaan en wat almal kan praat. Nou, van die begin af moet ons gou hierdie definieer en dan moet ek eers net vir julle 'n video stuur. Van julle dalk nie 'n idee waarvan ons praat nie. So kom ek wys net gou vir julle hier 'n video van 'n Pinksterkerk waar hierdie gebeur, dat ons net op dieselfde blaadjie is met wat presies is praat in tale. God said, let it out. Let it out. Let it out. Because in you letting it out, God said your victory is coming. Amen. Hey, I got my shot. Yes, Lord. Yes, hey, hallelujah. So raak julle hoor die pastoor praat in tale, die ander mense wat daar staan praat in tale, dis min of meer hoe dit klink. Hierso is nog 'n voorbeeld waar jy dit kan hoor. Dit is iets wat in my opinie opgemaak is. Dis soos 'n hemelse heavenly jibber jabber. So vir die res van die video gaan ek net verwys na die jibber jabber taal dat julle weet waarvan ek praat. So dit is met ander woorde hierdie taal wat nie sin maak. Julle sal hoor baie keer in hierdie taal is dit dieselfde lettergrepe wat net herhaal word. So met ander woorde, as ons gaan praat van 'n Engelse hemelse taal, is die eerste ding wat jy sal dink is dit sal teen meer kompleks wees as enige aardse taal. So selfs al hoor jy 'n aardse taal wat jy nie ken nie, jy kan hoor hier's verskillende lettergrepe, dis 'n fonetiese taal, daar is 'n variasie van klanke ten minste. Hierdie is dieselfde klank, daar's basies 3 klanke wat oor en oor herhaal word. So dis hoekom ek wil nie onsensitief wees nie, maar ek gaan net verwys in hierdie video na die woord jibber jabber, laat julle kan weet ek praat van hierdie taal en nie van 'n verstaande, geprate, bekende taal nie. Maar oké. So die Pinksterkerke sal claim dat hierdie taal wat julle hier hoor, is die taal waarvan die apostels gepraat het, waarvan van hulle sal seker sê Handelinge 2, maar ek sal vir julle duidelik wys dis onmoontlik, maar waarvan 1 Korintiërs 14 praat. So dit is wat ons van praat as ons sê praat in tale. So kom ons gaan kyk net eers voor ons enigstens verder gaan na presies wat sê die skrif en wat sê die woord van God vir ons, waarvoor ons moet belangrik uitkyk. Nou kom ek begin net vir agtergrond. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So hierdie seducing spirits moet jy verstaan, dit is 'n verleidende gees. Nou wat is die Satan se hoofplan is om jou te verlei. Met ander woorde, om verlei te word moet iets lekker lyk. Verstaan jy, hoekom gaan mense in preeg egbreek? Hoekom verneek hulle vrou? Want die Satan het gekom na hulle met iets wat lekker lyk. Hy gaan nie na met jou kom en jou verlei met iets wat sleg is nie. Verstaan jy wat ek sê? So hierdie seducing spirits is 'n gees wat na jou toe kom wat jou lekker laat lyk, wat dit lekker laat voel. Hy wil hê jy moet goed voel. Hy wil jou mislei en verlei deur 'n gevoelgedrewe ding vir jou te gee wat verleidend is. En dit is die doctrines of devil. So die gees wat in die wêreld is. So wat jy moet verstaan is daar is 'n ander gees. Ons weet die Heilige Gees is goed, dit kom van die Here af. Dan weet ons daar's 'n seducing spirit in die wêreld. Van Paulus se tyd af was daar nog altyd 'n gees wat boos is. En wat doen hierdie gees? Dit laat jou goed voel. Dis seducing. Dis die gees se plan. So verstaan jy hoekom ek sê ons kan nie gevoelgedrewe wees met hierdie ding nie. Net omdat 'n gees jou laat goed voel, beteken nie kom van die Here af. En inteendeel is dit dalk negatief. Die Bybel sê vir ons dat een van die hooffunksies van die Heilige Gees in Johannes 16 is dat it will reprove the world of sin. Dis 'n negatiewe gevoel wat jy gaan kry. Jy gaan nie goed voel as jy sê, "Yes, hierdie is 'n sonde nie. Ek voel skuldig oor hierdie sonde nie." Maar dit is wat die Heilige Gees doen. Hy laat jou skuldig voel oor jou sonde. Dan gaan ons kyk in 2 Korintiërs 13. Ek het al hierdie gelees, 2 Korintiërs 11 vers 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ.
And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Met ander woorde, die Satan kom vermom as 'n apostel van Christus. In vers 15, therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to the works. Met ander woorde, die Satan se hoofplan is om na jou toe te kom as 'n apostel van Christus. Verstaan jy? So hy sal 'n predikant wees. Hy sal iemand wees in 'n kerk. Dit is sy hoofmanier om jou te mislei. En wat gaan hy doen? Hy gaan jou mislei met 'n goeie gevoel wat jy kan kry en dit gaan maak dat jy val vir hierdie tipe goeters. Nou, eerste plek waar ons moet gaan is Handelinge 2. En dan as ons hier gaan lees, dan lees ons dis die uitstorting van die Heilige Gees. Ek dink meeste van julle ken hierdie deel. Maar wat hier sê is in vers 4, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Soos ons gesê, hier is die glossa, dit is die woord vir daai tongues. And they were dwelling at Jerusalem Jews, devout men out of every nation on the earth. Hulle kom van elke nasie. So tydens hierdie uitstorting van die Heilige Gees, moet jy verstaan, elke nasie was hier teenwoordig. So daar's mense wat verskillende tale gepraat het en ons moet dit verstaan. Verse 6, now when this was noised abroad, the multitude came together and were confounded, because that every man heard them speak in his own language, diakletos. Hier het hulle gehoor in hulle eie taal, soos hierdie kan nie meer duidelik wees. Hierdie praat nie van 'n bonatuurlike jibber-jabber soos ons gehoor het van wat hierdie ander Pinksterkerke doen nie. Hierdie was 'n bestaande taal. Met ander woorde, hierdie sal die ekwivalent wees van ek wat Afrikaans praat, iemand kyk hierdie video, hulle het nog nooit Afrikaans gehoor nie, maar hulle hoor Frans. En hulle verstaan in Frans wat ek sê. Dis baie duidelik dat dit is waarvan hy hier praat. So, nog duideliker sê hy, and they were all amazed and marveled, saying one to another, behold, are not all these which speak Galileans? So hy noem, is almal van hierdie mense nie van Galilea nie, praat hulle nie dieselfde taal nie. En dan sê hy, and how hear we every man in our own tongue wherein we were born. So sien julle hoe duidelik is dit? In hulle eie taal waarin hulle gebore was, het hulle hierdie mense verstaan. En om dit nog meer duidelik te maak, hier noem hulle die Parthians, Medes, Elamites, Mesopotamia, verstaan jy, hy noem die verskillende lande van waar hierdie ouens kom en dat hulle daardeur verskillende tale gepraat het. So hierdie is duidelik en verstaan ook alles van hierdie gaan om die kerk te stig. Die enigste rede hoekom jy 'n geestelike gawe het is om die kerk te stig, nie jouself nie. Nou hierdie stig die kerk. As iemand vandag gaan en die evangelie vir mense wil gee en in Frans begin praat, hy het nog nooit Frans gepraat nie. Dis 'n wonderwerk, prys die Here, loof hom en ons verstaan, dit is die taal wat hier gepraat word. En dit maak vir my sin, want dit stig die kerk. Jy moet reg deur hierdie gesprek vir jouself vra, hoe stig dit die kerk? Hierdie wat ons hier gesien het. Hoe stig hierdie die kerk? Kan iemand vir my sê hoe hierdie enigstens die kerk stig om te praat in 'n taal wat niemand verstaan nie? Dit maak net nie vir my sin. Hierdie wat hierdie mense hier te kere gaan. Hoe stig dit die kerk? Val rond, ruk rond. Skree in tale, skree in iets wat vir niemand sin maak. Dit stig nie die kerkie en dit is nie waarvan hierdie praat. Dis verseker, soos ek dink meeste Pinksterouens sal self saamstem, waarvan Handelinge 2 praat is nie 'n hemelse jibber-jabber nie. Dit praat van verstaande, bekende tale wat ons elkeen kan hoor, ken en verstaan en dit sal die evangelie vorentoe vat. Nou, die volgende deel waartoe ons moet gaan is dan 1 Korintiërs 14. So 1 Korintiërs 14 moet jy verstaan, skryf Paulus en hy sê vir ons dat hierdie is die riglyne vir in tale praat. So as jy in tale moet praat, hierdie is die riglyn. Nou weer eens, ek wil jy met jou agterkop hou, nêrens hier word verduidelik hoe 'n hemelse jibber-jabber klink nie. Alles van hierdie wat jy hier lees, kan jy interpreteer deur die lens van Handelinge 2. Dat hier is 'n bestaande, bekende taal en die ou wat dit hoor, verstaan dit in sy taal. Nou, Paulus begin hierso deur om te sê, follow after charity and desire spiritual gift, but rather that may prophesy. Wat is prophesy? Prophesy is dieselfde as prediking. As jy dit reg verstaan, as jy verstaan, dis nie noodwendig toekomsvoorspelling nie, maar dis om die woord van God vir mense te leer. Hoe doen ons dit? Deur die woord van God te bestudeer, te verstaan en dit aan mense te gee. So Paulus sê, deur die woord van Christus te verstaan, kan jy nou gaan en dit verkondig. En dit is die hooffunksie. En hy sê hierna dat praat in taal en hierdie goeders is nie die hooffunksie nie. Hy sê die hooffunksie van die kerk, die beste ding om te doen, is om vir mense die woord van God te gee. Dis ook om 'n kerkdiens, so hooffokus moet wees om die woord van God vir mense te leer, om die skape te voed, en nie om jouself te stig nie. Maar jy kan gaan en deur hierdie hele ding lees, hierso sê hy in vers 4, he that speaketh in an unknown tongue, edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. So hierso sê hy, as jy in 'n onbekende taal praat, dan stig jy net jouself. Maar hy wat profeteer, preek, rig die hele kerk. So hier het Paulus
'n negatiewe aspek van tale praat. Hier praat hy nie goed daarvan nie. Hier sê hy dis nie 'n goeie ding nie. Dan in vers 5, I would that you all speak with tongues. Hierso gaan hy nou weer, hier klink dit weer asof hy positief praat daaroor. En dan sê hy, but rather that ye prophesy. For greater is he that prophesy than he that speaketh with tongues. So hierso sê hy duidelik, ek wil hê julle moet in tale praat, maar ek sal eerder laat julle profeteer, laat julle preek in die kerk so stig. That the church may receive edifying. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine. So hierso sit Paulus die hele, hy set die stage om vir jou te verduidelik hoe tale kan inpas in hierdie hele storie. And even things without life-giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sound, how shall it be known what is pipe or harp? For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So likewise ye, except ye utter by the tongue words easy to be understood, how shall it be known what is spoken, for ye shall speak into the air. Weens hierdie is 'n negatiewe konnotasie. Hierso sê hy, wat help het jy praat in 'n taal en niemand verstaan dit nie? Maar jy kan gaan en deur alles van hierdie lees, hy noem ook dat hierdie praat in tale is hoofsaaklik vir hulle wat ongelowig is. Nou dit maak net sin in die konteks van Handelinge 2. So met ander woorde, 'n ongelowige kom in die kerk en hy kan nie verstaan wat gesê word nie, want hy praat nie hierdie taal wat gepraat word nie, en deur hierdie ou wat in tale dan praat, wat 'n verstaande taal vir hom gee, kan hy die evangelie hoor, en deur die evangelie kan hy gered word. Dit maak vir my sin. So die punt is, as ons nou in 'n kerk is en ons praat in hierdie hemelse jibber-jabber, hoe help dit die ou wat ongered is? Jy moet eerlik vir jouself sê, dit help niemand nie. Dit stig die kerk geen sins nie. Nou ook, as ons in ons konteks vandag wil hê, mense moet in 'n hemelse onverstaande taal praat, dan moet ons gaan kyk hoe dit gedoen moet word. So kom ons vir die sake of argument, kom ek gee vir jou dat daar is 'n hemelse onverstaande heavenly jibber-jabber, en kom ek gee vir jou, ons moet dit nog doen vandag, dan sê Paulus vir ons hoe ons dit moet doen, en dan vra ek vir jou, is dit hoe die moderne kerk, is dit hoe die Pinksterkerke dit doen? So hierso sê in vers 22, wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not. But prophesying serve not for them that believe, but for them which believe. So dit sê vir jou duidelik. Prediking is vir hulle wat is vir hulle wat in die kerk is, en dit kan hulle stig. Hierso sê, so hier gee vir die riglyne vanaf vers 27. If any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3, and that by cause let one interpret. So met ander woorde, hierso sê die riglyn, as jy in 'n kerk atmosfeer is, en kom ons sê hierdie praat nou van 'n hemelse taal wat niemand verstaan nie, okay? Dan sê hy, let it be by 2 or by the most 3. So elkeen moet sy beurt kry, en is op die meeste 3 mense wat dit mag doen. Okay? En dan moet een in dit interpreteer. As daar nie interpreteer dit is nie, vers 28, but if there be no interpreter, let him keep silent in the church and let him speak to himself and to God. Let the prophet speak 2 or 3 and the other judge. Nou wat ook belangrik is hier, wat baie ouens ignoreer, so met ander woorde, dis 2 of 3 op die meeste wat praat, en dan moet daar interpreteerder wees. As daar nie interpreteerder is in jou kerk, as iemand in tale gepraat het nie, dan moet daai ou stil bly, dan weet ons dit kom nie van die Here af nie. En dis 'n ernstige ding om te sê. Dan moet jy ook vir jouself vra van waar af kom dit? As dit nie van die Here af kom nie, en ons sal dit nou behandel. Maar ook wat ons moet sien hier is, in die konteks van tale praat in vers 34, let your women keep silent in the churches, for it is not permitted unto them that speak. So hier is die riglyne. Op die meeste 3 mense, een ou moet interpreteer en nie vrouens nie. Dink julle dis wat in charismatiese kerke gebeur? Kom ons gaan kyk weer na hierdie video. Hier is ons vrouens en almal praat in tale. Hierdie ou praat in tale om hierdie ou te try omruk of iets met hom te doen. En dit is nie wat 1 Korintiërs 14 vir ons sê nie. As jou kerk hierdie doen, is hulle buite die wil van die Here. Dis net so eenvoudig soos dit. Hulle doen nie wat die woord van God sê nie. So as jy wou in tale praat vandag, is dit die riglyne wat jy moet volg. As jy nie die riglyne volg nie, dan is jy ongehoorsaam aan wat die woord van God sê. Nou met dit als gesê, dit is nou, as ek vir jou gee dat hierdie taal wat ons hier hoor, 'n onbekende taal kom van die Here af. Nou ek persoonlik, want wat ek vir jou vra is, as jy hierdie dele lees, is daar enigiets wat vir jou sê, hierdie is hoe die taal gaan klink. Jy weet nie hoe dit klink nie. Nou hier is die probleem, hierdie praat in tale is nie uniek aan Christendom nie. En hierdie is die ding wat vir my baie concerning is, hoekom ek self, iemand wat in tale gepraat het, gekies het om dit te los. En ek prys die Here dat ek tot hierdie beseffing gekom het, en dit nie meer doen nie. Nou kom ek sê vir jou, as ek vir jou gaan wys wat ek vir jou nou gaan wys, jy kan dit nie ontsien nie.
Dit gaan jou altyd pla as jy hierdie gesien het, ofwel ten minste het dit my gepla. Soos as jy praat van die Heilige Gees wat in jou werk, die Heilige Gees het my convict dat dit wat ek gedoen het was nie reg om in tale te praat nie, en ek prys die Here dat ek opgehou het daarmee. Maar as jy bietjie gaan kyk en jy gaan Google light language. So wat jy moet verstaan is light language is 'n okkultiese taal wat hulle in Hindoeïsme ook baie gebruik. So met ander woorde, en dan vra ek vir jou, luister gou hoe klink hierdie taal, en dan sê jy vir my, is daar enige verskil tussen dit en wat die Pinksterkerke doen? En dan moet jy vir jouself ook vra, as daar nie 'n verskil is, hoe moet ek weet, wanneer ek hierdie taal hoor, kom dit van die Here af, of kom dit van die Satan af? Want as jy net sê, Jesus se naam by hierdie goed sit, soos die Mormone sit ook Jesus se naam by hulle prediking, en hulle is nie wedergebore nie. Die Jehovah Getuies sit Jesus se naam by hulle prediking. Hulle is nie wedergebore nie. Met ander woorde, die manier hoe ons weet kom iets van die Here af is ons toets dit aan die skrif. Jy kan nie hierdie in die skrif toets nie want dit klink dieselfde. Verstaan julle my argument? Omdat hierdie bose taal en die Heilige Gees taal dieselfde klink, is daar geen manier vandag vir ons om te besluit of te besef wat se een is reg nie. Maar hoor gou 'n bietjie hoe beskryf hierdie girl hierdie praat in tale van haar, van die light language. En dan sal jy agterkom, dit is 100% wat die charismatiese ouens sê. So baie van hierdie ouens sê ook, dat wanneer jy praat in taal, is dit jou brein is afgesit, so jy hoef nie te konsentreer op wat jy sê nie, maar dis net jou gees wat praat. Nou hoor hoe beskryf sy dit. Hulle noem dit jou light language. How does it work and how can you activate your own? We're going to talk about that in this video. Light language is the language of the soul. So even when your conscious mind doesn't know what's going on, your subconscious and your spirit are picking up on the messages. And light language comes in like these packets of information that unlock parts of our brain, parts of our DNA. It can clear blockages in the body, and it all comes in perfect timing. So sometimes it might unravel over the next few days or So sien jy beskryf sy dit. Sy beskryf dit as dis nie jou gedagtes wat werk wanneer jy so praat nie, dis 'n gees wat deur jou praat. Jy aktiveer 'n gees in jou en hierdie gees wat deur jou praat vir jou, sodat jy nie hoef te konsentreer nie. Verstaan, dis 100% wat die charismatiese kerk sê. Die Bybel sê vir ons presies die teenoorgestelde. Dit sê be sober of mind. Dit sê wees georganiseer, as jy gaan lees aan die einde van 1 Korintiërs 14. Hierdie kerke wat ons hierna gekyk het, hierdie ouens is nie georganiseerd nie. Hierdie is nag, hierdie is boos. Verstaan, hierdie is mense wat net rondhol en val en te kere gaan. En dit is wat hierdie light language is. Soos wat sy dit verduidelik, hierdie is 'n gees wat in jou opkom en is die gees wat met jou praat. En kyk hoe okkulties is die. Hierdie is al hierdie Hindoese klokke wat hier hang, daai all-seeing eye wat hier in die sand was. Julle kan gaan en hierdie hele video gaan kyk, maar hier naby aan die einde, hier by minuut 6, begin sy praat oor die gees wat hierdie ding dryf. En dan kom ons hoor wat sy sê. And so the more that you allow your expression to come through without filtering yourself, the more that you open up the channel. Another thing that will help to activate your light language is doing Kundalini work or working with the chakras. As we clear these energy fields, we are allowing those downloads to pour through us, especially. So sien wat sy sê. Sy sê jy moet jou Kundalini aktiveer. Ons het al daaroor gepraat op hierdie channel. So wat jy moet verstaan is, hierdie seducing spirit, wat ons gelees het in 1 Timoteus 4, dit is iets soos die Kundalini gees. Dis presies wat die Kundalini gees doen. Jy sal sien, hierdie girl, hierdie mense wat hierdie tipe goeders vorentoe dryf, is alles gefokus op wat voel goed. Jy doen hierdie ding sodat jy hierdie euforiese gevoel kan kry, dat jy praat nie met jou eie gedagtes nie, maar dat jy praat deur hierdie gees wat in jou opkom. En ek vra vir julle, hoe kan ek hierdie onderskei? Hoe kan ek onderskei tussen, is hierdie manier wat julle in tale praat, hierdie seducing spirit waarvan hierdie vrou praat, of is dit die Heilige Gees? En daar is nie 'n manier nie. Die antwoord is, daar's nie 'n manier om dit te onderskei nie. So dit kan nog wees dat jy reg is en dis die Heilige Gees wat deur jou praat, maar dan vra ek, wat baat dit ons? Hoe baat dit die kerk? Veral as jy sê, jy het 'n persoonlike taal in jou binnekamer. Hierdie ouens het gesê, 'n persoonlike gebedstaal tot God wat nie verstaanbaar is nie. Hoe baat dit die kerk? Is wat ek wil weet. Soos dis 'n genuine vraag. Jy kan vir my sê, ek verstaan nie hoe om in jou kamer te sit en 'n gebedstaal te bid die kerk baat. Onthou, al daai genadegawes word gegee om die kerk op te stig. Nou is die ander ding wat mense sê is, wat ek vra is, in 'n kerk opset, hoe stig dit ook dan die kerk? So met ander woorde, hier's 'n ou wat opstaan, hy praat in 'n taal wat onverstaanbaar is, hier's iemand wat dit interpreteer. As dit wat hy interpreteer wat daai ou sê nie in die Bybel is nie, dan moet ons dit verwerp, want die Bybel sê ons kan niks daarby add nie. Onthou, dis mos nou eintlik die Here wat gepraat het deur hierdie ou. So dis fisies die Here se hierdie bonatuurlike taal wat gesê is. Hierdie ou het dit interpreteer, so hy interpreteer die woorde van die Here, so dit moet die Bybel wees. As dit buite die Bybel is, dan sit ons by die Bybel by, wat die Bybel duidelik vir ons sê, ons nie moet doen nie. Dit is wat Openbaring 22 vir ons duidelik sê. Ons kan nie by die Bybel enigiets voeg nie. So
Met ander woorde, daai ou wat so gepraat het in 'n taal, hierdie ou wat interpreteer, hy moet met ander woorde interpreteer en sê, luister hierdie ou het nou net gesê Jesaja 14. En die punt is, ons het klaar Jesaja 14. So wat was die sin in hierdie hele ding van hierdie ou staan bonatuurlike taal interpreteer? Ons kon net Jesaja 14 gelees het om mee te begin. So dis wat ek vir julle vra, dit maak ook nie sin in die konteks van om in 'n hemelse taal te praat vir vandag in 'n kerkkonteks. Ek sien nie hoe dit die kerk stig nie. Nou, weens as iemand in die tale waarvan Handelinge 2 praat, dit stig die kerk. Ek is heeltemal saam met julle dat dit kan die kerk stig. Ek is skepties oor of dit vandag aan die gang is en ek wil julle hulp hê. Stuur vir my 'n video, stuur vir my link, stuur vir my selfs julle ondervinding. Ek het al met ouens gepraat wat sê hulle was al by dat hierdie praat in tale wat letterlike tale is gebeur het en mense tot bekering kom. En prys die Here. Ek sê nie dis onmoontlik dat dit kan doen nie. Onthou, my hele uitgangspunt is ek sê niks is onmoontlik vir God nie. Ek sê hierdie goed is onmoontlik vir ons, want ons is nie spesiaal nie. Ons is niks. God is alles. Hoe meer jy groei in jou geloof, hoe minder raak jy sodat hy meer kan raak. Maar dan wil ek vra van die ouens wat sê soos daar is 'n bestaande taal nog vandag. Ek het hier 'n boek wat ek julle sal aanmoedig om te lees. Hierdie is 'n Peace Child van Don Richardson. Dis 'n great boek. Gaan lees dit bietjie. Maar wat hy daar gaan is dis sendelinge wat na Papua New Guinea toe gaan, na soos rural mense wat in die bos bly wat nog nooit eers wit mense gesien het nie, en hulle gaan vir 2 jaar om daai mense te leer om hulle dialek te leer sodat hulle vir hulle die evangelie kan gee. En ek bedoel as hierdie praat en tale nog 'n ding was vir vandag, dan was dit nie nodig nie. Verstaan jy? Dan was dit nie nodig vir hulle om so in tale te praat nie. Hulle kon net gegaan het en die Here sou bonatuurlik vir hulle hierdie gegee het. As jy gaan kyk soos toe hierdie goed gebeur het met die Azusa Street Revival aan die begin van die 1900s, toe daai ouens geglo hulle kan net gaan sendelingwerk doen op hierdie manier. Die Here gaan vir hulle taal gee en hulle gaan daai mense tot bekering kan bring en dit was 'n disaster. Dit het nie gewerk nie. Terwyl ons op daai is, wil ek hierdie kort deel van Robert Baker speel en hy sê die volgende. Better be careful. This Holy Spirit movement of Toronto and Brownsville might not be of God, it might be of the devil. You see, I live close to Brownsville, Pensacola, where this so-called revival took place in the 90s. And I've talked to people that went to that revival. And they said, I just sat there and I couldn't move. I just sat there and I felt so wonderful. But I felt a fire burning inside of me. And it hurt, they said. And I said, you think that was God? Oh, yes, I know it was God. And I said, well, the Bible says this, this, and this. And you know what they've told me? At least 2 or 3 that I've talked to. They looked at me, and their eyes bulged out, and it scared me. It made me think they had literally a demon. And they said, I don't care what the Bible says. I know what I felt. What? Nou, so ek weet baie Pinksterouens sal nie saamstem met dit. Hulle gaan nie sê I don't care what the Bible says nie, maar ek gee net vir julle daar is mense daar buite wat dit sal sê. Maar hulle experience is vir hulle belangriker as wat die woord van God sê. En dit is 'n baie belangrike ding waarvoor ons moet waak, want jou experience is irrelevant. Jy verstaan dat soos die bose geeste, die Satan en so kan wonderwerke doen. Lees Matteus 24 en dan sê dit die anti-kris, bose geeste het die vermoë om wonderwerke te verrig. So dis hoekom ek altyd sê wonderwerke is nie die hoof fokus van ons om mense by die Here uit te kry nie. Dit is deur prediking. Dis soos deur daai prophesying wat hy sê, deur die woord van God te gebruik om mense na die Here te lei. Maar julle kan hierdie hele video gaan kyk. Ek sal dit aanmoedig. Ek bedoel, daar's baie goeters oor die online. Ek try maar net vir julle in Afrikaans bietjie verduidelik wat hier aan die gang is en dat jy ingeligte besluit kan maak. Nou, kom ek wys julle net gou ook hoe klink hierdie light language. Hierdie is ook 'n vrou wat sy's soos 'n heks. So sy glo ook in New Age, sy glo en dis die satanisme wat sy besig is met en hoor hoe klink gou haar taal. En dat jy hierdie vrou wat ook verduidelik hoe sy taal interpreteer presies soos die Pinksterouens sal sê. I'm able to get the codes that are pretty complex and dense and translate them in a way that I think the masses can truly understand. I'm like, what are you talking about? I was shaking uncontrollably. I thought you had me on a chair that was vibrating. And he said, well, you had a cellular upgrade. Wow. I believe it's a true manifesto. It doesn't even really technically make me a feminist even, or like hating men. We need both. We need the yin and the yang. We're out of balance. Thank you for
Ja, so ek weet nie, as ek al goed sien is dit vir my ontstellend. Ek haat dit om hierdie goeters te sien. En dis vir my dieselfde ding eerlik om vir jou te sê in 'n Pinksterkerk. As ek hoor iemand praat in hierdie tale, daar's net iets in my gees wat vir my sê, bly weg, moet niks te doen het hiermee nie. En ook soos eerlik, ek wil nie my kinders na hierdie goeters te bring nie. As ek my 7-jarige laaitie vat en hy hoor so taal praat in die kerk, dink julle regtig eerlik sy reaksie gaan positief wees? Dink jy eerlik sy reaksie gaan wees is, "Jesus, hierdie moet van die Here afkom." Jy weet, ek dink die manier hoe kinders reageer sê vir ons baie van die tipe gees wat agter hierdie ding is. En ek bedoel, dit is net, hierdie is vir my boos. Dit is absoluut uit die diepste put van die hel uit. Hoor daai goeie wat hulle beskryf van jy kry 'n cellular upgrade. En weens ek vra vir julle, hoe kan ek hoe weet ek is die taal wat ons sien in die charismatiese kerk of is dit die Heilige Gees taal? Julle weet voor jou siel, jy kan nie vir my sê hoe om die verskil uit te ken nie. Daar is nie 'n manier om dit uit te ken nie. En dit is die ding wat vir my so gevaarlik en so belangrik van die is. Nou, ek wil hierdie afsluit met 'n voorstel, 'n vraag aan ons Pinkster vriende, aan ons Pinksters broeders en susters. Vat 10 mense in julle kerk. Kom ons vat, en hierdie is die ou van Richard Radio het hierdie voorgestel. Ek wil dit net ook voorstel as julle dit nog nooit gesien het nie. So wat hy gesê het is, kom ons kry iemand wat in tale praat in die kerk. Okay, laat hy staan, in tale praat en kry julle 10 beste interpreteerders wat tale kan interpreteer. En dan gaan interpreteer julle wat daai ou gesê het. En dan gaan daai ouens en gaan skryf dit op 'n blaai, al 10 daai ouens. En dan kyk ons met hoeveel oortuiging dink julle dat al 10 van daai ouens presies gaan sê wat daai eerste ou gesê het. Omdat die Bybel sê vir ons toets die Gees. Toets die Gees. Hier gee ek nou vir jou 'n praktiese toets. Gaan doen hierdie toets en as julle vir my sê ons het hierdie toets gaan doen, dit het geslaag, al 10 daai mense het presies dieselfde ding neergeskryf, dan sê ek sal begin heroorweeg my posisie oor, maar ek dink julle weet voor julle siel, dit gaan nie dieselfde wees nie. Ek dink julle gaan dit nie doen nie. Ek dink nie daar's enigiemand wat actually toets gaan doen nie, want julle weet dit gaan nie slaag nie. Julle weet dit gaan nie werk nie. En jy weet, dit is my hart agter die laat julle kan sien en verstaan, maar luister, is hierdie regtig van die Bybel af? Want wie eens vra ek vir julle, as dit soos die klink, hoe weet ons dit klink soos die? Hoe weet ons die Bybel praat van dit wanneer die van praat? En my oortuiging is, daar's nie 'n manier vir ons om dit te weet nie. Dis net 'n subjektiewe interpretasie wat jy op hierdie gaan sit. Maar kom ek eindig hier heel aan die einde met hierdie. En daar is dalk van julle wat sal, jy is in 'n kerk wat jou dwing om in 'n taal te praat, jy gee nie om wat ek gesê het deur hierdie hele video nie, en jy wens net jy kon hierdie taal kry. Ek gaan vir jou 'n tip gee. Kom ek gee vir jou raad van hoe jy hierdie taal kan kry. So hierdie is wat jy kan gaan doen. Gaan Google Sri Lanka cricket team player names. Okay? En wat jy gaan doen is jy gaan 4 of 5 van hierdie ouens se name memoriseer en jy gaan dit herhaal. So jy gaan sê Pafam Nisanka, Sharif Salanka, Kushal Mendes, Kushal Pereira. En onthou dit en jy herhaal dit oor en oor en dan gaan jy ook in tale kan praat. Dit was 'n joke. Moenie vir my e-mail stuur en sê ek is besig met snaakse dinge nie. Dit was net 'n grap. Kry 'n sin vir humor. Ons sien julle in die volgende video.